Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Op 'n maandag is dit tyd vir plaaspraatjies en ons eerste storie gaan oor uiterste hitte en hoe dit die wêreldlandbou bedreig. 'n Nuwe internasionale verslag waarsku dat uiterste hitte vinnig besig is om een van die grootste bedreigings vir wêreldwye landbou te word. Nou gewasse soos mielies en koring toon reeds laer opbrengste terwyl vee swaar kry onder hoë temperature. Boonop raak dit al hoe moeiliker vir plaaswerkers om veilig in hierdie toestande te werk. In baie dele van Afrika, Asië en Suid-Amerika word miljoene boere se lewensbestaan nou direk bedreig. Kenners sê boere sal moet aanpas met hittebestandige gewasse en beter waterbestuur om hierdie impak te beperk. Elektriese trekkers is al hoe meer bekend in die landbouindustrie en sien 'n groeiende skuif, boere sien 'n groeiende skuif na elektriese en alternatiewe brandstoftrekkers. Hierdie nuwe masjiene beloof om boerderykoste te verlaag deur minder afhanklik van baie duur diesel te wees, terwyl dit ook meer omgewingsvriendelik is. Sommige modelle gebruik selfs etanol as brandstof wat plaaslik vervaardig kan word. Al is hierdie tegnologie nog relatief nuut en effens duur, glo kenners dit kan in die toekoms 'n groot rol speel in volhoubare boerdery. Vir boere beteken dit moontlik stiller, goedkoper en skoner werking op die plaas. En tegnologie wat oorspronklik vir ruimtemissies ontwikkel is, begin nou 'n verrassende rol in landbou speel. Sensors en datastelsels wat ontwerp is om in die ruimte te werk, word aangepas om grondtoestande, watergebruik en gewasgesondheid op plase te monitor. Hierdie innovasies help boere om meer presies en doeltreffend te werk en hulpbronne soos water en kunsmis beter te bestuur. Dit wys hoe vooruitgang in ruimteverkenning nie net vir wetenskap belangrik is nie, maar ook praktiese voordele vir boerdery hier op die aarde kan inhou. Dit is ons plaaspraatjies vir vandag. Ons is terug saam met ons gas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gesels vanoggend met Marie Bronkhorst, sy is die tegniese bestuurder by Voermol Voere oor die willekant van voeding. Marie, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goed en met jou. Hoorie Marie, so kan jy gou net vir ons verduidelik dalk eers hoe verskil natuurlike habitatte waarin Suid-Afrika wat spesifiek in Suid-Afrika voorkom? Ja, so Suid-Afrika is interessant want ons is een van die lande met die meeste biome op een stukkie grond. So ons biome verskil verskriklik van een kant tot die ander kant. Jy kan net dink van die Kaapse se fynbos totdat jy weet in die bosveld kom. Dit gaan 'n groot verskil maak in jou veiding, jou tipe plante groei wat daar is en ja, dit is so jy gaan nie dieselfde bestuur op punt A naby die Kaap toepas as wat jy nou in die middel van die Vrystaat of in Noordwes kan toepas nie. Marie, so as ons nou praat oor wild, dit voel gewoonlik as 'n wild aangepas moet word vir buite in die veld leef. Hoekom is wildsvoeding dan nou so belangrik? So wild is net soos wat die algemene term wat ons na hulle verwys, wild. So, hulle is nie oor duisende jare gedomestikeer en geteel om op een plek in tradisionele boere produksiestelsel te oorleef en te floreer nie. So histories het meerderheid van ons wildspesies duisende kilometers getrek, soos die seisoen verander het agter kos en water aan. So, soos die seisoen verander en die veld verswak en die water minder word, het hulle net eenvoudig getrek. So hulle het groener weivelde gaan soek. So in Suid-Afrika het ons beweging van wild begin inperk en hulle selfs begin inkamp. En ons doen dit nou al vir 100 jaar of so, maar dit is nog nie 'n druppel in die emmer teenoor die duisende jare wat ons al gevat het om diere soos ons tradisionele produksiediere soos beeste en skape en bokke te domestikeer nie en om hulle gewoon te maak aan ons sisteme nie. So wat dit alles op neerkom is dat wild is nie aangepas vir die sisteme wat ons vir die tradisionele boerderysisteme wat ons gebruik nie, produksiestelsels. En ja, so verder het die inperking ook hulle vermoë om
al hulle voedingswaardes regter die jaar van die veld af te kry natuurlik verander. So tydens sekere seisoene van die jaar gaan daar voedingstekorte wees waarvoor ons produsente gaan moet sorg. So wat jy nou vir ons sê is wanneer dit kom by wild anders as beeste en ander vee, is byvoeding nie meer opsioneel vir wild nie. Nee, ongelukkig nie. En ek dink is ongelukkig nog 'n warm persepsie wat ons het onder baie wildsprodusente. So dit het 'n kritiese bestuursinstrument geword. Volgens So byvoeding is baie belangrik, maar volgens my is weidingsbestuur of veldbestuur, soos baie van die ouens dit noem, die belangrikste. So jou byvoeding is afhanklik van hoe goed jou beskikbare veld is. So jou veldbestuur gaan jou kwaliteit en jou hoeveelheid veld wat jy deur die jaar beskikbaar het vir jou diere beïnvloed. En baie produsente dink ek sê nou altyd, maar baie dat hul weiding of hulle refoer, so basies die graskomponent van hulle jy weet hulle dink dit kos hulle nie geld nie. Hulle dink altyd dis verniet. So hulle neem dit nie in ag as hulle voersommetjies maak nie. Maar dis ongelukkig nie waar nie. Dit kos jou altyd iets. So die onderhoud van daai veld, die bestuur van daai veld, selfs as jy aan iets dink soos 'n versteekte koste soos grondbelasting, kos jou tog iets. En as jy kan dit nie as 'n nulwaarde skat nie. Maar wat dit wel is, dit is gewoonlik jou goedkoopste komponent van jou rantsoen. En hoe meer en hoe beter die kwaliteit van daai goedkoop gedeelte van jou rantsoen is, hoe meer geld kan jy op die einde van die dag met byvoeding spaar. Nou, as ons nou spesifiek gesels oor goeie veldbestuur, ek dink ons in Suid-Afrika is daarom redelik goed met dit. Ek dink ons boere weet wat in hulle veld aangaan en wat hulle diere nodig het. Maar volgens jou, wat speel die grootste rol in goeie veldbestuur? Wel, draagkrag is volgens my een van die belangrikste komponente van veldbestuur wat ek al gesien het in ons land. As jy so deur die land ry, dan sien jy baie keer daar was 'n foutjie gemaak. So as produsente nie die getalle aanpas tot die hoeveelheid diere wat hulle spesifieke veld volhoubaar kan ondersteun nie, kan hulle ongelukkig in die moeilikheid kom. So oorbeweiding kan 'n veld baie skade aandoen oor die algemeen. En dan as jy nog kyk na natuurlike weidings, soos wat ek vroeër genoem het, jy weet, ons weidings verskil van plek tot plek. So as jy nou in die Kaap gaan by jou fynbos of in die Karoo met die Karoo bossies, dan kan dit afhangend van die vlak van oorbeweiding, byvoorbeeld in die Karoo, kan van daai bossies meer as 50 jaar vat om ten volle te herstel. En dit is slegs indien jou bestuur baie goed is en jou veld genoeg kan rus. En dan natuurlik dat daar genoeg water beskikbaar is, soos ons sien met al die droogtes wat ons nou deur is. So dit is baie belangrik vir produsente om seker te maak hulle weet wat hulle spesifieke draagkrag vir hulle spesifieke veldtipe is, en natuurlik of die spesies wat hulle wil aanhou en wat hulle wil produseer gepas is vir die veldtipe wat hulle beskikbaar het. Marie, ons gaan nou weer terug wees saam met jou. Dis Marie Bronkhorst, sy is die tegniese bestuurder by Voermol Voere. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gesels vanoggend 'n bietjie met Marie Bronkhorst. Sy is die tegniese bestuurder by Voermol Voere en ons gesels 'n bietjie oor aanvullings en ook die willekant van voeding. Marie, so net voor die breek het jy 'n bietjie gesels oor goeie veldbestuur. As ons nou eers die veldbestuur onder beheer het, wat is dan 'n goeie volgende stap? Okay, wel volgende gaan jy moet bepaal wat se byvoeding jou diere nodig het en wat is die doel van die diere wat jy wil produseer en wat jy aanhou. So met die populariteit van die wildsbedryf wat oor die laaste paar dekades ontplof het die hoeveelheid druk wat ons op ons diere gesit het om vinniger te teel, vinniger te groei en in sommige gevalle ons is 'n jagnasie, groter en beter horings te groei. So daai druk het ook ontplof.
So afhangend van jou einddoel sal jou byvoeding effens anders lyk. Maar die een ding wat ons wat ons al ons diere wat in al ons diere in gemeen het, is om gesond te wees en om jy weet, gesondheid is die basis. So ons voer altyd eers vir onderhoud en gesondheid en daarna vir produksie. So want 'n gesonde dier wat 'n goeie parasietbeheer het, gaan vir jou die beste presteer, maak nie saak wat jy verder vir hom gee nie. Nou, wat is dan nou 'n goeie vorm van byvoeding? Lekke oor die algemeen is 'n baie praktiese en eenvoudige manier om byvoeding beskikbaar te stel vir diere. So, dis beskikbaar in meelvorm, blokke, jy weet jy kry lekstroop wat jy in 'n lekwiel kan sit. So dit is 'n baie maklike manier om in 'n ekstensiewe stelsel vir jou diere wat jy nie elke dag noodwendig individueel of in groepe kan voer, byvoeding beskikbaar te stel. So, dit is net wel as jy in 'n ekstensiewe stelsel iets soos jou blokke of jou lekwiele strategies uitsit, is dit net belangrik om seker te maak dat jou lekke is geskik vir wild, want nie al ons spesies het dieselfde wat in dieselfde kamp saamloop, dieselfde verteringsstelsels nie, so nie almal kan dieselfde lek hanteer nie. Byvoorbeeld ons groter spesies is baie soos beeste en skape, hulle is ruminante, so hulle kan 'n klein hoeveelheid urium in hulle voer hanteer. Ons noem dit gewoonlik nie proteïen, die stikstofbronne vir proteïen. So in Engels is dit non-protein nitrogen. Maar in elk geval, hulle kan 'n klein hoeveelheid van dit hanteer in hulle lek, maar meerderheid van ons kleiner spesies en van ons ouens wat nie ruminante is, nie herkouers of in Engels sê hulle hindgut fermenters, soos jou renosters, jou olifante, hulle kan nie daai stikstofbronne hanteer nie. Dit is giftig vir hulle. So ek dink is maar net belangrik om seker te maak wat se lek jy vir hulle gee en om seker te maak jou lek pas by al die spesies wat jy in jou kamp aanhou. So, jy het bietjie vroeër genoem van seisonale veranderinge. Hoe sal jy jou voedingsstrategie dan verander vir miskien iets soos 'n droë seisoen? In die droë seisoen neem die kwaliteit en die hoeveelheid beskikbare rivoer af of veld af. So dis nie net die hoeveelheid volume wat afneem nie, maar ook jou verskeidenheid in jou plantspesies in jou veld en dit gaan natuurlik jou voedingswaarde ook aantas. So in die winter is jou proteïen gewoonlik jou eerste beperkende nutriënt. So dit sal jou eerste ding wees wat jy jou eerste 'n nutriënt wat jy natuurlik sal voer. So ons kry, daar's baie proteïenblokke, strope beskikbaar in die mark. Weer eens net belangrik om seker te maak dit is geskik vir wild. En dan ja, as jy kleiner kampies het of jy boer meer intensief met jou diere, soos wat baie van ons swart-wit pensmanne doen, kan jy ook meele sê net maar gebruik om 3 keer 'n dag uit te gooi. Want ja, so en dan soos die seisoen aanbeweeg, hoe meer hoe droër en hoe minder veiding beskikbaar is, gaan jy heel moontlik moet hoë kwaliteit rivoer ook beskikbaar stel vir al jou diere. Marie, baie dankie. Sorry, ons gaan jou ongelukkig moet afsny daar, so ons tyd hardloop 'n bietjie uit. Dis Marie Bronkhorst, ons tegniese bestuurder van Voermolvoere oor die wille kant van voeding. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop dit lekker saam met ons kuier en dan kuier ons weer môre.